almal baie welkom sê. Ek glo u teenwoordigheid word opreg waardeer en u vertroosting kan hulle net makliker deur hierdie routyd help. Baie welkom. En die mense wat ver ry, weer moet teruggaan, ek hoop julle het 'n veilige rit terug huis toe. Ek wil net 'n reëlingkie maak. Dis nie op die program aangetoon nie. François het gevra, hy wil ook net nadat Jackie vir ons voorgegaan het, wil hy net ietsie lees. En as nou sy net klaar die bedanking sou doen, vra ons net dat al die mense opstaan en 'n ballon gaan haal. En dan moet ons net almal agter die wit tent bymekaar kom en dan wil ons die ballonne vrylaat. Baie dankie. Moses was 'n veewagter toe God aan hom verskyn op die berg Horeb. 'n stem met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou storie, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, God van Jakob. Wat ek is, die Here van jou vaders tot na geslag. Ek is wat ek is steeds. Het jy al gelees van God in die Ou Testament? In die nuwe verbond, of God met jou praat of met Moses, nee, die name verskil. Al voel jy nie werd om met God te praat, al is het zwaar met jy niet vertrouw. Moses sukkel om te praat, God stuur aan Aaron, hoeveel te meer vir jou. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, God van Jakob. So, hoe moeilik is dit nie om vandag hier te staan? Hoeveel trane is daar nie vandag nie? Weet daar waar Tiaan vandag is, wie ook al langs hom staan, of dit nou Jesus is, Petrus, sien ek hom al klaar daar staan met sy handjies gevou en sy breë smile, waar hy knipoog en sê, jy gaan hy oor, want dis wat ek altyd gedoen het. So hierdie stukkie wat ek vandag wil doen, gaan dalk 'n bietjie langer vat. Maar as ek so 'n derde raad gemaak het, dan sal dit beter gaan. En hy sal ook vir die een wat langs hom staan en sê, jy moet sit, want hierdie gaan lank wees, die man hou van praat. Ons almal sit vandag hier op 'n plaas waarvoor Tiaan so ongelooflik lief was. Daar waar hy altyd gelukkig was. In die bos, sy lewe. Ons doen hierdie diens juis hier in die bos. En ek dink as hy vandag kan terugkyk daarvan bo af, dan is hy gelukkig. Dit lyk pragtig. Ons het 'n bietjie anders gedoen, is nie vandag 'n predikant hier nie.
So ek is die dominee vandag. My kinders het sulke groot oë gehad toe ek hulle sê ek preek vandag. So miskien net na vandag noem julle my dalk dominee Pelser. Dit is baie moeilik, maar kom ons kyk of ek vandag deur die woord van die Here vertroosting en bemoediging vir ieder en elk van julle vandag hier kan bring. Die van julle wat my nie ken nie, ek is nie 'n soet seun nie. Ek was 'n groot deel van my lewe glad nie 'n soet seun nie. So om vandag hier te staan en eintlik so min van die Bybel te weet, voel soos 'n graad eentjie wat 'n matriek opstel moet voorlees of 'n praatjie moet maak. Ek weet nie veel van die Bybel af nie. Maar toe dit uitgewerk het dat hier nie 'n predikant vandag kan wees nie. Tiaan se vriende het gebel gesê, as julle my begrawe my asseblief, laat Dominee Christo de Wet, dis de Wet, nee, de Wet, my begrawe. Hoe bevoorreg was ek nie om met hom ook te gesels nie. Ongelukkig kon hy dit vandag maak nie. Maar ek het hom 'n vraagie of twee gevra. Dit wat ek hom gevra het, gesê, weet wat, Christo, ek het gehoor, partykeer is ek te reguit. Partykeer praat ek miskien uit my beerd uit. Partykeer is ek nie sag genoeg nie. En Christo het vir my gesê, moenie vir die mense 'n sloppie storie vertel nie. Vertel hulle die waarheid en praat hard, want dis al hoe hulle luister. So met hierdie in my kop laat ek nou hierdie diens moet doen vandag hier as sondaarkind. En saam met julle hierdie graad eentjie wat ek vandag is, hoop ek dat aan die einde van hierdie diens kan ons ten minste by graad 2 wees. Laat hierdie 'n begin wees van ieder en elke een van julle wat vandag hier sit. Ons is nie net hier om Tiaan te groet nie. Hier is familie en hier soveel mense wat vandag seer het. Maar daar sit soveel van ons daar buite, wat ook mense aan die dood afgestaan het. En steeds vandag, nog steeds nie oor die dood kom nie. Nog steeds jou lewe, en dat jy mekaar spil hou, omdat jy nie in God glo nie. My senuwees is gedaan, ek is op pad hiernatoe en ek ry verby die karre. En ek sien, ek praat gou met 'n handjie vol mense vandag. En hoe meer ek hiernatoe ry en ek stap hier in en ek sien hoeveel mense is hier, dan sê ek, Jakkie, hoe gaan jy hier deurkom? Dan sê God vir my, hoe meer vandag, hoe beter. Dis nie maklik om hier te staan nie. Want toe ek gevra is om die praatjie te doen, of die preek te doen, weet nie hoe noem mense dit as jy nie 'n dominee is nie, toe het ek 'n intieme verhouding met God hierdie week gehad, het ek in my hele lewe nog nooit gehad het nie. My toekomstige swaar se afsterwe, en die feit dat ek vandag hier voor julle staan, het my gered, want ek het met God gepraat. Jy hoor, jy moet nie dit sê nie, mag jy dit sê nie, ag wat weet jy, om vir mense te vertel, hoe om deur hierdie moeilike tyd te kom. Daai aanslag het gekom, en jy maak jouself negatief, en jy sê vir jouself dat, kan ek dit doen? Hoe meer ek gesit het, en hoe meer ek met die Here gesels het, hoe sterker het ek geword. Toe ek hier buite staan, en ek probeer myself dink, hoe gaan ek hier deurkom? Kom staan Hendrik by my. Hy vra vir 'n sigaret en ek gee hom 'n sigaret, maar hy bewe so. Hy sê, Jakkie, ek weet nie om deur dit te kom nie. Hoeveel van ons vandag staan hier, wat nie deur situasies of deur die dood van 'n geliefde kom nie. Vandag gaan ons uitvind wat die woord sê, wat ons moet doen. Ek is 'n graad eentjie, maar ek hoef nie 'n dominee te wees om jou vandag 'n stappie nader aan die hemel te kry nie. Jy het tyd nodig. Jy het tyd nodig om elke liewe dingetjie wat binne in jou is,
te verwerk, te identifiseer. So hierdie week het ek ingegaan, en ek het gesit en ek het geworstel, ek het God gevra, ek het op tyd spandeer. Ek het gewag dat ek antwoorde kry. Die preek wat ek probeer vir julle voorgee, is nie die een van gister nie. Vanoggend sit ek op die toilet, en ek wil iets Google oor ietsie, en ek stap daar uit dat ek geen idee het of ek ooit op my foon was nie. Want God het met my gepraat vir die eerste keer in my lewe. En hy het gesê, vandag moet ek 'n statement maak. Het hy 'n stukkie van die Bybel gevat en hy het gesê daar, as jy nie tyd het vir God nie, gaan niks uitwerk nie. In jou lewe nie. Maak tyd vir God. Dit is wat Tiaan Schoeman gesê het. Hy het daai tyd, in 'n moeilike tyd van sy lewe, het hy na God gedraai en gevra vir hulp en vir leiding. Daar's 'n hele proses van hoe ons deur hierdie rouproses kom, hoe ons deur ons probleme kom, hoe ons lewendig die ander kant uitkom en nie hierdie ding vat en ons gaan terug en ons maak onsself seerder of die mense wat rondom ons is nie. Hoe doen jy dit? Dis waaroor ons gaan lees. Ek vra julle om net, voor ons nou regtig begin, net vir julle oë toe te maak, dat ons net 'n kort gebed doen. Julle kan net so sit. Vader, ons is vandag hier in Jesus naam by mekaar om nie net totsiens te sê vir Tiaan Schoeman nie, maar so ook alle lof en dank aan U te betoon. Here, dankie dat U ons die voorreg gegee het, dat dit wat in sy lewe gebeur het, hy gespaar was vir ons vir 37 jaar. Elkeen van ons wat vandag hier sit, Here, met 'n hartseer hart. Ons wat nie weet watter kant nie. Ons wat nie weet hoe om aan deur te kom nie. Ons weet, nie een van ons word vrygespreek om iemand van die dood te verloor nie. Ons dink aan Lise Marie, wat hom soveel liefde gegee het. Dankie dat sy as vrou in sy lewe ingestap het en daai leemte in sy lewe gevul het, waar hy gehoop en gebid het, dat iets hom sal volmaak. Sy was nie net vir hom 'n persoon wat hom liefde gegee het, of hy vir haar nie. Maar so is daar ook 'n kind wat op pad is. Here, ek dank U, dat U vir Tiaan gespaar gebly het, vir ons, om te kon sê, hy is 'n pa. Die opgewondenheid, elke keer as hulle gegaan het vir toetse, vir foto's, kan ek nie vandag beskryf nie. Baie dankie dat U met Lise Marie en die kleintjie was, met die gebeure en die ongeluk, Here. Dat U hand van beskerming oor hulle gehou het. Dat U hulle veilig gehou het en dat hulle vandag hier kan sit, baie met ons. Nog meer 'n dag na Goeie Vrydag, Here. Goeie Vrydag, die dag wat die Vader sy seun gestuur het om wat te doen. Die Vader sy seun gestuur het om aan die kruis te sterf vir ons sondes. Hoeveel van ons wat vandag hier sit, was daai Vrydag in die kerk? Hier waar ons vandag 'n geliefde begrawe, hier waar ons dink dat dit wat die Vader vir ons gegee het, om ons sonde skoon te was, wie is ons om dit nie te gedenk en by te woon nie? Wees asseblief saam met ons deur hierdie preek, Here. Gee asseblief my, sondaar, ek wat nie alles weet nie, net die krag om ten minste hier deur te kom, sodat ieder en elk van ons wat vandag hier staan, ten minste met 'n boodskap hier kan wegkom. Dis nie ek wat praat nie, Here, maar U. Amen. Soos ek reeds gesê het, ek het geworstel met wat om te praat. 'n Paar weke voor Tiaan se dood, eendag net uit die blou tyd sit ek langs Elsie en ek sê vir haar, Jessie, wat gebeur as jy doodgaan en jy het nie kans gehad om reg te maak met mense of met God nie?
watter een is beter? Die wat 'n siekte kry en tyd het om reg te maak, of die wat net dadelik gaan? Nie een van ons het regtig geweet wat om te sê nie. Toe gebeur Beert-Jan se ding. Skaars 'n paar dae na sy dood, sy afsterwe, sit ek en ek's op Facebook en iemand, ek weet nie wat sy vriend, ek het dit probeer gaan soek na die tyd en ek kry dit nie. Staan daar 'n stukkie wat iemand gesê het van 'n ma en 'n dogtertjie wat by 'n graf staan. En opskrif lees dat hulle almal sê hy's op 'n beter plek. En dan net onder is daar 'n prentjie van die hel. Is hy regtig op 'n beter plek? Wie van ons wat vandag hier sit, kan verseker sê dat jy, al noem jy jouself 'n Christen, in die hemel gaan kom? Daar's bitter min van julle. So nou gaan sit ek en ek gaan dink by myself, ek en Jan het 'n storie gehad met, ek gaan nou by die hekke kom. Ek bly Michael Lief is ook hier vandag. So toe ek nou hierdie stukkie het, toe gaan soek ek nou 'n stukkie op die internet, iets te doen met hekke. En ek kom toe op 'n plek wat sê, hy het reeds die toegangsreëls vir jou verander. En ek maak dit oop. Wat ek toe daar lees, is Romeine 3 vers 21 tot 25. God verlos die mens. Hierdie is die 53 vertaling. Maar nou hier die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Dan gaan ek verder by 27 wat sê, het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die van die werke? Nee, deur die van die geloof. Ons betoog is tog dat 'n mens vrygespreek word omdat hy glo en nie omdat hy die wet onderhou nie. So baie van ons kan vandag hier staan en ons kan sê, weet wat, daar's die wette wat die Here vir ons gee, maar hier stel hy dit mooi en duidelik vir ons. Jy kan die wette van God gehoorsaam vandag. Die minimum vereiste wat jy vandag het om in die hemel te kom, is net om te glo. Jy hoef nie in die dorp rond te loop met die Bybel onder jou arme vir almal te wys jy's 'n Christen nie. Selfs al onderhou jy hierdie wette, sê God vir ons, jy moet net in Jesus Christus glo. Nou, dink ek by myself, is dit regtig so maklik? En ek kan rondstap en sê, ek glo in God. So ek is gered. Is dit so maklik? Toe gaan ek 'n bietjie verder. Ekskuus, ek het baie hulp van die internet van ander dominees gekry. Hierdie is alles nie net uit myself uit nie. Ek is maar net hier om die boodskap aan te bring. So toe gaan ons verder en ons ek besluit toe, as dit so maklik is, dan is almal mos van ons gered. Gaan ons na Markus 16 vers 15 tot 16 toe. Jesus het toe dinge bietjie verander. Hy het elke keer, jy sal die ewige lewe beleef, en hy het elke keer het hy iets bygesit. So wat het hy bygesit? Hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. So hier kom dit nou ewe skielik by. Jy moet glo in Jesus Christus, en jy moet gedoop word. Alright, ek glo, ek is gedoop, is ek nou vry? Dit stop nie daar nie. Dit gaan aan.
Nou gaan ons na Johannes 6 vers 24. En dit sê vir ons, dit verseker ek julle. Wie luister na wat ek sê en in hom glo, wat my gestuur het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Kyk, so nou raak dit bietjie meer ingewikkeld. So ons moet glo, ons moet gedoop word en ons moet luister. Is dit nou net dit? Wat beteken dit om te luister? Om te luister vandag, vir kom ons sê jou ouer is wanneer jy respek vir hom het. Wanneer jy lief is vir hom. So as jy vir hom luister, dan is jy hom gehoorsaam. As jy hom gehoorsaam is, dan het jy hom lief. En dit is wat die woord vir ons sê, wat ons moet wees. Ons moet glo. Eintlik is jy net glo, dit is wat God sê. Is jy reg? Nou ons gaan krap 'n bietjie verder, en hierdie het ek by Dominee Andries Enslin gesien. Hy het ook al oor gepraat. Wie en wat is jy vandag? Hoe glo jy? Hoe sterk is jou geloof? En hy het hierdie voorbeeld genoem. Hy sê hy en sy broer is daar bo in die Magaliesberge en hulle gaan paraglide en hy wil dit altyd gedoen het. Hy wil 'n bietjie opwinding in sy lewe hê en sy broer sê hy vat hom saam. So nou is hulle daar, hy sê Andries, jy weeg soveel kilos, sien hierdie paraglide, hier staan dit. Hy kan soveel kilogram hanteer. Jy sien ons gaan ons af. Ons sweef lekker af onder toe. Ons kom maar onder ons land op die boer se plaas, ry met die bakkie op en ons doen dit weer. Ons kry ander adrenalien en dis great. Wil jy dit doen? Ja, ek wil dit doen. Glo jy dat jy veilig is? En Andries sê, ja, sê maar, sien jy die toue? Sien jy hoe sterk is die toue? Hoeveel kilogram kan die toue hanteer? Kan jy sien die wind is stil, ons is reg, of wat ook al die geval is. En hy sê, hy glo. Hy's reg. En toe hy sy harnas aan het en hy hardloop net om te spring, skop hy vas. En hy's bang. Dis die verskil. Glo ons vandag in God, sodat jy jou hele lewe aan hom kan wy. Glo jy hom, dat jy 'n kind van hom is, en dat jy hom sien as jou redder, jou verlosser, jou vertrooster. En dit maak die verskil. Lewe jy dit uit? Kan jy vandag vir jou vrou en jou kinders en jou vriende opstaan vir dit wat reg is? Kan jy die voorbeeld stel vir dit wat so klein is en groot word? Dis die een gedeelte. Ons is halfpad. Die tweede ding wat ek wou aanspreek is, ek en Tiaan, hy het net sy Corsa bakkie gekry, ek dink hy was matriek gewees. En ek en hy, ek dink is amper die eerste keer wat ek en hy mekaar raakloop, waar ons nou alleen 'n bietjie gaan kuier. En dit was by die stofkar resies in Mabelhol. Michael Lief, dink ek het die dag nog op gery, ja. So daai dag wat ek en Tiaan daar om die baan was, waar soveel ander mense was, het ek en hy gekuier, op ons manier, soos ons wil. En een unieke ding wat daai dag gebeur het is, van daardie dag af tot onlangs, het ek en hy altyd 'n ding gehad. Weet jy of Michael dit sal kan onthou nie? Hy en nou Gremlin het daar gejaag. Dat die kommentator daai tyd was oom Jardien. Wie was hy? Morris Jardien. Hy was ook ek dink hy was mos 'n dominee of iets, nê? Hy was 'n pastoor. Nou Morris Jardien, hy kon Sondag kon hy lewens red en nader aan God bring. Maar as die stofkarresies aan was hy daar. En hy het dit geniet. Hy het sy eie stem gelike, miskien soos ek my nou klink. Nou een ding wat hom Morris gesê het is, wanneer Michael hulle so die stofkartbaan inbetree, dan is dit oorlog. Dan is dit oorlog. So wat hy geskree het, die ou pastoor, was maak die hekke toe.
Hy het dit uitgeskree. Maak die hekke toe, want nou begin die games. So toe ek nou sit oor wat moet ek vandag hier sê, gee my net 'n oomblik steeds. Waaroor moet ek vandag praat? Toe dink ek by myself, kom ek praat oor hierdie een unieke ding wat net ek en Tiaan deel. Jy het vir almal hulle naampies gehad en hulle dingetjies gehad. Maar die een ding wat ek en Tiaan gehad is daai ding van, maak jy hekke toe. Wanneer was dit? Dit was wanneer ons lekker gekuier was. Wanneer ons seer in ons gehad het, en nou wil ons net vry wees. Nou wil ons maak wat ons wil. Maak die hekke toe. En ons het dit geskree. Ja, nou, net een keer. So vir ieder en elk wat vandag hier sit, wil ek vra, moet daai woorde nie vergeet nie. Hoekom sê ek so? En hier's waar dit rof raak. Jy sien, ek en Tiaan was daar langs daai baan gewees. Maar ons was nie alleen nie. Ons weet môres was die ou wat gepraat het. Hy was in die kerk. Ek sê nie dit is so, maar ek wil net 'n voorbeeld noem. Was hy dalk in sy huis gesien as 'n man wat sy stem kon dik maak, waarna sy gesin geluister het? Die vrou wat daar in die snoepie werk, wat miskien 'n ekstra paar rand wil maak vir haar kind se rugby toe, waar miskien 'n paar dronkies instap en haar beledig, haar sleg maak. Sy is ook daar. Die ouetjie wat net vir die liefde van die sport sonder betaling die hek moet toemaak. Daar waar ons vir hom skree. Jy nie hoor nie. Môre is dit gepraat, maak jy hekke toe. So kan ek aangaan, mense. Wie was ek? Wie was ek daar? Ek was 'n paar mense. Jy sien, jy kan die vrou wees daar wat ongelukkig sy huwelik en gou 'n man wil optel. Jy kan die man wees wat gou iemand agter die bos wil gryp. Jy kan nou net jou besigheid verloor het en jy kan daar sit en moedeloos wees en sê, ek weet nie meer watter kant toe nie. Ek het nog nooit gehoor van iemand wat selfmoord pleeg omdat hy 'n geliefde aan die dood afgestaan het nie. Maar ek praat nou dag met die begrafnisonderneming. My broer praat met 'n ou wat polisse verkoop. Hulle almal is bekommerd oor hoe ons in hierdie lewe, as gevolg van dit wat die aardse lewe wat ons het, sodra ons dit verloor, wil ons selfmoord pleeg. Sit ons in 'n hoekie en ons weet nie watter kant toe nie. Ons sit by daai resies wat die lewe is, by daai stofkar resies. Wie is jy daar? Jy weet jou kinders is daar. Is jy die een wat jou kinders oppas? Is jy die een wat jou kinders die opvoeding gegee het om teen die monsters wat daar buite is, wat rondloop en hulle lewens wil verwoes? Is hulle opgewasse? Het hulle die nodige inligting gekry sodat daai kind nie skade vir die res van haar lewe gehad het? Wie is jou kind daar? Is jou kind die boelie? Is jou kind die ander een wat geboelie word? Maar net soos elkeen van ons hier vandag, besef ons nie, dat dit wat met jou in die lewe gebeur, of jy iemand aan die dood afstaan, of jy jou eie probleem het, van dit wat met jou jare terug gebeur het. Daar wil jy handdoek ingooi, daar wil jy besluit, ek gaan na drank toe, ek gaan na pille toe, ek gaan na losbandigheid toe, ek gaan na dit wat verkeerd toe is om my gesond te maak. Besef jy nie altyd wat jy vandag aan die mense wat naby jou is, doen nie. Ons almal is al deur, so hoe kry ons dit reg? God het vir ons riglyne gegee oor hoe ons dit moet doen. Ek net gaan weer my plek kry. Dit is in die boek Habakuk. Habakuk het God gesmeek, soos ek verstaan, waar die Galdeërs Israel ingeval het, Jerusalem verwoes het, en waar hy hulp kreet aan God vra om hom te red en by hulle te wees.
So die hele Habakuk 1 gaan daaroor, en al wat God eintlik in die Habakuk 1 vir ons wil sê is, hy wil vir ons sê, jy moet eers swaar kry, dan sal ek jou red. Ek is daar, ek is jou Vader. Jy moet op my vertrou, soos ons nou gepraat het. Glo jy in God, met alles in jou. So die moeilike tye waardeur jy gaan, moet jy een ding onthou. Jy moet onthou dat hy is daar. Jy is nie alleen nie. Al gaan jy deur die moeilikste tye van jou lewe, wees verseker dat hy jou sê, hy is by jou. Hy sal jou veilig hou. Habakuk 2 vers 1 gee vir ons weer God se antwoord. Ek net geraak kom, ekskuus. Habakuk 2 sê vir ons, hoe gaan ons deur hierdie moeilike tyd? So jy wat nou vandag hier sit, of jou besigheid besig is om te vou, of jy deur 'n egskeiding gaan, of jy vandag vertroosting soek omdat jy 'n kind verloor het. As jy voel jy het hulp en leiding nodig, hier is 'n manier om dit te doen. En dit kom uit die woord uit. Dis die riglyne wat God vir ons gee. Habakuk 2 sê vir ons, ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sê. So die eerste ding wat jy moet doen is, jy moet gaan sien, jy moet gaan identifiseer wat jou probleme is. Jou hartseer, jou woede, al die dinge wat jy voel wat nie vir jou reg is nie, moet jy gaan sit en jy moet God gaan vra. Jy moet met hom gaan gesels, soos ek hierdie week gemaak het en met God gesels het, oor dit wat ek vandag moet doen. Jy moet gaan sit en gesels met hom, en luister wat hulle hier sê, ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur inneem. Ek wil wag tot ek hoor wat die Here wil sê. Dit sê nie daar vir ons, ek en my man en ek en my kinders en ek en almal nie. Jou man en jou kinders en jou vriende gaan jou nie help nie. Die Here sê jy as mens moet persoonlik in jou binnekamer ingaan en jy moet met hom gaan gesels. Jy moet met hom daai koneksie maak. Jy moet hom vra vir hulp en leiding. Baie van ons is te gewoond om te sê dat, jy weet, dit en dat het my gebeur. Hierdie mense het my seer gemaak, daai het my seer gemaak. Daai ou gaan nie altyd terugkom om jou lewe beter te maak nie. Hy gaan jou nie vandag red nie. As dit sy manier is hoe hy wil lewe, as dit is hoe daai vrou of daai mens of wat ook al die omstandighede, of jy vandag jou besigheid toemaak, net jy en God kan daai dinge regmaak. So gaan sit stil en gaan praat jy met hom en wag vir die antwoorde wat hy jou gee. Vers 2 sê die Here het toe vir my gesê, die Here antwoord hom toe. Skryf wat ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette, sodat mense dit sommer in die verbygang kan lees. So wanneer jy sit, mense, ek is met julle dood eerlik, ek het die eerste keer my worsteling hierdie week en my geselsies met die Here, het ek hom hoor praat. En dis wat die Here vandag vir jou sê. Dis wat die woord vir jou sê. Hy sê vir jou, skryf wat ek aan jou gaan openbaar. Dit wat ek vir jou sê, hy gaan met jou praat. Het jy ore om vir hom te luister? Hy sê, skryf dit neer, sodat die mense wat daar verbygaan en daar rond hardloop, dit kan sien. Hoekom sê hy dit? Hy sê dit want ons is te besig om vandag geld te jaag. Ons is te besig om te besluit hoe ek gou 'n image moet voor hê vir my vriende.
Hoe ek gou te veel moet iets anders wees. Hoe moet ek my besigheid red? Hoe moet ek my huwelik red? Jy hardloop rond en jy probeer planne beraam oor hoe jy dit wil hê. Maar jy is doof oor dit wat God vir jou sê. Wat sê God vir ons verder? Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd, dit sal gou kom, want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag. As dit nie gou kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie. Mense, dit is waar meeste van ons 'n fout maak. In die eerste plek is jy jou hart aan die Here oopmaak en jy los al jou probleme en jou dinge vandag in Jesus se hand. Wees verseker dat jy die oor het om te luister vir dit wat hy jou sê. En die volgende ding, die wag. Dit is die belangrikste. Ek het dit in my eie lewe gesien. Ek het my eie planne, ek het my eie dinge wat ek voel dat ek wil hê dat God my so en so moet help. En dan jare later, dan skrik ek gou wakker en ek sien maar ek is vandag op 'n beter plek. God het my gebede gehoor. Hy het met my gepraat. En hier het ek dit vandag. Nie soos ek dit wil hê nie, maar soos hy voel dit vir my die beste gaan wees. Baie belangrik. Hy sal jou nooit los nie. Dit wat hy jou beloof het en dit wat hy vir jou gesê het, dit wat jy moet neerskryf, sodat jy dit nie vergeet in hierdie dowwe te mekaar wêreld van ons nie, sal hy nakom. Dan gaan ons verder en ons hoor wat Habakuk verder vir ons sê. Gee my net weer 'n oomblik. Habakuk 2 vers 14 sê vir ons, die tyd sal aanbreek dat die hele aarde vol sal word met die kennis van die Here se magtige teenwoordigheid, net soos water die see oordek. Wat sê dit vir ons? Die tyd sal aanbreek dat die hele aarde vol sal word met die kennis van die Here se magtige teenwoordigheid. God se doel aan ieder en elk van ons is intieme kennis van hom. Hoe sal dit nie wees as elkeen wat ons vandag hier sit en uit die woord van God lees, dit inneem, dit verstaan. Hoe sal elkeen van ons wat vandag hier sit se lewe nie verander as jy daai intieme gesprek met jou Vader het? Jy jou hart met hom oopmaak. Jy wag en hoor vir sy antwoord en geduldig wag om te sien hoe hy jou lewe beter gaan maak. As elkeen van ons vandag hier dit kan regkry, hoe heilig sal hierdie byeenkoms vandag, hier waar ons teen totsiens sê, hoe wonderlik sal dit nie wees nie. En dis wat hy van ons vra. Kom ons raak een. Kom ons erken hom. Kom ons vat daar waar hy die hand vir ons uithou. Kom ons gaan en ons reik uit en ons vat sy hand om ons deur hierdie moeilike tye te bring. Habakuk 2 vers 20 sê die Here is in sy heilige tempel. Laat almal op aarde stil wees in sy teenwoordigheid. Hy is God. Hy is steeds op die troon. God is steeds op die troon. En ons is sy kinders. Dis ons vir wie hy wil beskerm. Dis ons vir wie hy wil help. Dis ons omstandighede wat hy wil beter maak. Dis ons seer wat hy uit ons wil uithaal. Dis ons kalmte in ons hart wat hy ons wil gee. God is op sy troon. Laat elkeen van ons op die karakter van God staan. Hy bring vrede, geluk, liefde, hoop en vertroosting en alles wat mooi is en daarmee saamgaan.
As ek hier staan, dan dink ek weer aan die woorde wat Tiaan gesê het, as jy nie tyd het vir God nie, gaan niks uitwerk in jou lewe nie. Maak tyd vir God. Twyfel ek waar hy vandag is? Nee, rarig nie. Nie een van ons op aarde kan oordeel en kan sê waar elkeen van ons gaan wees. Gaan ons wees in die hemel of gaan ons wees in die hel? Jy sien, Tiaan het jare terug hierdie ding gesê, waar hy pyn en hartseer gehad het ek gesê, as jy nie tyd het vir God nie, gaan niks uitwerk in jou lewe nie. Maak tyd vir God. Hy het dit gedoen. Hy het geweet waar kom sy redding vandaan. Die enigste probleem wat hy nie geweet het nie is, wag geduldig. Luister, die tyd gaan verby, maar glo en vertrou dat ek sal dit laat geskied. Ek sal jou redding wees. En watter wonderlike wonderwerk is dit nie. Hy word gevul met 'n vrou wat hom liefhet, een wat hy liefhet, en hy word geseën met 'n kind. Die van julle wat hier sit, wat vir Tiaan lank terug gesien het, nie onlangs nie, ek kan getuig. Die laaste 3 keer wat ek vir Tiaan gesien het, toevallig was 2 keer op Syferfontein, het ek nog nooit in my hele lewe, wat Jackie Pelser was, die ongelooflike kalmte gesien in daai groot man nie. Hy het vrede in sy hart gehad. Hy het vrede in sy hart gehad. Dit wat hy God gevra het, jare terug, toe hy seer was, toe hy 'n beste vriend verloor het, toe hy neefie verloor het, toe hy gevoel het die manier wat hy moet rou en die manier wat hy oor hierdie ding moet kom, was sy manier, Tiaan se manier, wat baie mense van ons ken. Ons weet hoe hy sy seer ook soms hanteer het. Hoeveel van ons vandag het hom geken as hy alleen by die huis was? Hoeveel van ons het geweet deur watse tye, watse worsteling en deur watse vrae en probleme hy moes werk? Ek weet, hy het sy verhouding met God gehad. Dit kan ek sien jare terug. En God het hom geantwoord, 6 jaar later. Hy het die rustigheid en die kalmte in sy hart gebring. Hy het vir hom gewys dat ek God is. En daar waar jy 'n leemte in jou hart het, daar waar jy voel, jy's eensaam en alleen en jy weet nie wat het jy nodig nie, het hy hierdie ongelooflike wonderwerk gebeur en jou geseën met 'n kind. Ek dink hy is in die Vader se arms. Ek vra elkeen wat vandag hier sit, laat ons hierdie dag gebruik, hier waar ons hartseer is, hier waar ons vertroosting soek, dat ons na Tiaan se lewe sal kyk, jy wat langs daai stofkaarbaan staan, jy kan jouself identifiseer wie jy is. Gaan werk aan jouself. As jy nie by die antwoord kan uitkom nie, daar is mense soos die ou wat my bietjie gehelp het. Daar's mense wat net met jou gesels, sodat jy antwoorde van jou lewe, miskien 'n klein kindjie, kan kry. Hierdie dag wat ons vir Tiaan groet vra ek vir elkeen van ons. Kom ons gebruik hierdie dag. Kom ons kyk dat ons God in ons harte moet inneem. Dat ons sy hand moet vat, die pad saam met hom stap. Daar waar ons worstel, dat ons gaan stil raak en tot hom bid en vra vir hulp en leiding. Dat ons sal wag tot hy antwoord. Ons dit sal neerskryf, totdat hy dit vir ons doen. Sodat ons dag vir dag meer siele vir Jesus kan wen. Want God is steeds op die troon. Daar waar jy worstel met 'n probleem, of dit nou is, of dit vanaand is, as jy by die huis kom, of watter tyd ook al, dink by jouself, maak die hekke toe, God,
Daar waar jy in 'n situasie is wat gevaarlik is, wat jou aftrek, wat jou 'n slegter mens maak en jy wil daar uitkom, vat God se hand, laat hy jou uittrek en sê, maak die hekke toe, God. Dis my boodskap vandag aan julle. So ek vra vir elkeen van julle om net hulle oë toe te maak en doen ons gou 'n klein gebed. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie dag dat ons kan afskeid neem van Tiaan. Hy het in soveel van ons se harte ingekruip, Here. Elkeen van ons sit vandag hier. En ons is hartseer. Daar waar ons soms in ons lewe weghardloop omdat ons nie weet hoe om hierdie ongelooflike pyn te hanteer nie, het U gesê, ons moet ons tyd vat om te rou. Gee asseblief vir ons die krag, Here, dat ons sal begin, in ons binnekamer ingaan, ons oë sluit, en dat ons 'n gesprek met U kan hê. Dat ons vir U kan sê, waar in ons lewe moet U die hekke vir ons toemaak. Help ons om met U te gesels. Gee ons die ore om te luister vir dit wat U vir ons sê, Here. Gee ons die geduld dat ons sal kan wag en dat ons nie sal toelaat dat hierdie lewe waarin ons vandag lewe ons van U weg af laat wankel nie. U sal ons sorg, U sal ons bystaan en U sal vir ons redding wees. In U naam sal wil alleen. Amen. Daar's nou nog nie 'n liedjie nie, maar ek sal graag in my hart voel dat ek wil hê almal van ons moet opstaan en ons moet die Onse Vader sing. Ek weet nie, kan ons dit asseblief doen? Ons Vader wat woon in die hemel, heilig sy naam, laat die ryk kom, die wil gesien, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons sonde net soos ons vergewe die wat teen ons sondig en kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die Here vir ewig en ewig. Amen. Terwyl almal so staan, as jy voel jy het vandag 'n boodskap gekry op hierdie dag wat ons afskeid neem van Tiaan, vra ek dat jy uit volle bors uit, laat hy daarbo jou hoor, saam met my skree, maak die hekke toe. Maak die hekke toe! Goeiemôre almal, ek weet dit is baie warm hier buite, so gaan nie lank vat nie. Ek wil net dankie vir die geleentheid dat ek ietsie kan gesê. Dankie Liesemarie, dankie Gerrit, dankie Desiree. So kom aan. Ek wens ek kon jou vertel hoe mis ek jou.
Ek het een van die dae van my lewe, ek het een van die beste dae van my lewe gehad, Saterdag saam met jou en jou pa op die golfbaan. Ek het die liewe Vader gesê, dankie vir die dag en dankie dat ek en jy dit so kon geniet het. Niemand sal verstaan die bond wat ek en jy gehad het. Selfs die ou dae van doeke ruil en op my vingers tale leer. Ek ken nog 'n rempie wat jy en jou pa my geleer het. Jy is en was 'n legend. Nie enige legende nie, maar myne. Jy het altyd vir my gesê, Lootsie, ek is Shanana. En daardie was die woorde wat ek nooit sal vergeet nie. Dit was ook jou laaste woord aan my. Die aande wat jy my gevideo call het en gesê het, kom, gooi gou vir jou Coke en drink eers een saam met my, sal ek ook nooit vergeet nie. Ek mis jou, Tiaan. Ek was bevoorreg gewees in 'n mate om die laaste paar minute wat jy op aarde was, saam met te kon spandeer. Dankie, liewe Vader, dat ek die krag gekry het om vir Lise Marie ook uit die bakkie uit te kon kry. Ons geselskap wat ons gehad het langs die N11 was vir my iets wat ek nooit sal verruim nie. Soos jou hartklop al hoe minder begin raak het ek vir die liewe Vader gevra, asseblief, moenie vir Tiaan nou vat nie. Ek en hy het nog so baie memories om te maak. Ek het die klip nog by my wat ek vir jou gegee het in jou hand en vir jou gesê het, kom aan, druk hierdie klip soos 'n stresbal, sodat ek kan sien jy sterk en nog raai. Maar die derde druk het ek besef, liewe Jesus soek jou graag by hom. Dit is so unfair. Ek het nog vir jou en jou pa gesê Vrydag aand by die bar. Ons gaan nog volgende maand Leopard Creek gaan speel. Ek gaan jou oproepe, gesprekke en die lekker ou jagtrippies baie mis. Jy het soveel mense se lewens geraak en ek het so gewens jy kon myne nog langer beleef. So kom aan, jy is 'n meester van 'n mens. Jy was soos my neefie vir my en ek sal jou nooit vergeet nie. Dankie vir al die jare saam jou en dat jy my altyd opgepas het as die klein stoute ou Lootsie. Lief vir jou, Skuman. Om Gerus, Net, Oogies en Asha. Ek kan nie indink hoe julle voel nie. En hoe julle Tiaan mis nie. As ek het so baie doen nie. Dink baie aan hulle, lief vir julle. Waar begin 'n mens as 'n ma wat 'n kind verloor het? En ek weet van my vriende so die wat ook kinders verloor het. Ek het altyd wil sê, ek weet nie hoe voel dit. Julle het 'n kind verloor, maar ek ken nie julle pyn nie. Ek loop nie julle skoene nie. Maar die Here het dit goed gedink dat ek en my man ook daai skoene loop vandag. Daai pyn voel. Ek het 'n seun verloor, maar weet julle wat? Ek het 100 seuns bygekry, al sy maats. Ek kan julle nie genoeg dank wat julle vir Tiaan in sy lewe beteken het nie. Elke drukkie van hom, as ek in die dorp loop, die seuns wat my vashou en my tannie sê, asseblief as daar iets is waarmee ons kan help, skree. Jaco, my koerant slaan kind. Jy sê vir ons is jou goed. Want ek sê jy, ons kan nie meer van die plaas af weggaan nie. Toe sê jy vir my, jy bel my, jy so oproep ver. Dit is vir ons, vir my en Gerus is na in die hart. Jy het nou die aand op 'n pleister, daar in die kroeg het jy geskryf, ek weet nie wat het jy geskryf nie, als en hy het probeer lees. En gister toe nog ek het onthou van die pleister, daai wit dik pleister, en ek trek hom af. Ek was eergister. En ek trek hom af en ek wys vir my Gerus, ek sê vir hom, daar staan, 'n pleister kan jy nie op jou hart plak nie. En dit is so waar.
Jy kan 'n pleister op 'n seerplek plak, maar jy kan hom nie op jou hart plak nie. Ek wil vir my vriende sê wat van ver af kom. Mamra, waar is jy? Sy het van die Kaap af gevlieg. Elis maatjie, Annerie. Ek weet nie hoe ver ry van julle mense nie, my Standerton vriende, my naby vriende, my skoolvriende. Julle raak my hart. Julle is my special. Hier's van Mamra sê gisteraand vir my, sy sê ons ken mekaar 51 jaar. Hier's Trinet hier voor my. Ek en sy was van standaard 7 af skoolmaats. Hier sy vandag vir my. Net my vashou om vir my te sê, ons is hier vir julle. Ek wil eers graag vir Life 24 ambulansdienste Misha Gous bedank. 24/7 towing. Die polisie van Marble Hall, SAPD, wat hulle ook al self noem. Groblersdal Hospitaal vir Lise Marie, met hospitaal, die donateur wat 100,000 rand geskenk het, om haar in die privaat hospitaal te kry. Lise Marie, ons gaan vir jou bystaan my kind, by Hoekor by Kook, al moet ek bank gaan breek, maar ons gaan daar deurkom. Mosaïek begrafenisondernemers wat ons kom sien het op die plaas om die goed vir ons makliker te maak. Christus Skuman, dankie dat jy bereid was om vir ons die liggaam te gaan uitken. Was ook sien nie vir jou maklik nie, Tian was vir jou ook soos 'n seun. Die vriende op die toneel. Weet jy wat, as ek om my gekyk het, was daar 'n kind, was daar pel van Tian. Dit was van swaar, Gerris het my gebel, ek het met die bakkies se stil weggery. Toe moes ek nou nog in die kluis gaan rondkrap het en my jamies uittrek en ek wil nog klere aantrek, want ek het geweet ek wil met my kind wees. Terwyl ek aantrek, toe bel my, toe sê hy vir my, mamma, dit is verby. Toe dink ek, het is leefwoorde. En ek het net besluit, Sanet, jy gaan nou met die spoed van lig, en ek het die Here op die pad gevra, wees nou moet jy met my wees, want nou kap ek om 160, 180 pakkie, toe ek weer die breinbakkie kan so kan Hannes Jansen vir die stoele wat jy vir my aangeraai het, met dinge waardeer. Jana en Ian vir Riel van die ballon om hier op te blaas. Hier so my koerantkind, hy het die ballonne gekoop. As ek vra wat kos dit, dan sê hy, ons praat nie daaroor nie. As hy sê wat jy blomme het, dan sê ek nie, ek wil kersie, dan sê hy vir my, hoeveel? Jaco, jy's hier so. Jy's my goed. Dit is so waar. Eppie vir die slideshow, ek waardeer dit, maar altyd op jou knoppie druk. Johan, vir die musiek. Ons geniet jou musiek altyd op die plaas. Ami, dankie vir die kos wat jy vir ons aangedra het. Hy is ons waardeer dit. Elsabi, sy is my aangetroude niggie, maar sy is my niggie. Sy het hoop kos aangedra. My skoonsussie Ina, Marie, my ander skoonsus. Julle is nie my skoonsus en julle is my sissies. Tersies vir die drukwerk, die blaadjies. Ons sien nooit enige moeite nie. Nico, hierdie wonderlike goed wat ons gaan koester, foto's wat ons teen ons mure kan gaan opsit. Julle kan elkeen, as jy 'n foto sien wat jy dalk op saam is, as jy nie wil saamvat nie, jy's meer as welkom, vat hom of as jy 'n merking, skryf ons 'n boodskap daarop, dan los hom vir ons sal dit ook waardeer. Elsje, my kind. Jy en Jackie, dankie dat julle daar vir my pappa was. En my kleinkinders, ek weet hoe swaar kry hulle, want hulle weet, hulle gaan nooit weer Elsenite skryf daar. Hoe gaan sy haar blou bees skiet? Want Doektia was dan haar coach. Hulle gaan hom so mis. Hulle was sy alles. Nou, julle my nou net 'n bietjie verskoon. Joseph, al die mense hier van Cyberfontein af, ons eie 3 mense van Gatvol af, dankie julle vir al julle hulp. Nancy, die boodskapies wat jy my WhatsApp, wat sê jy mis hom ook. Dis na in my hart, dit raak ons.
Jackie, dankie vir die kos wat jy by die golfklub en die golfklub mense wat dit vir ons kom aflewer het. Julle kan nie glo wat se waardering het ons vir elke iemand, elke oproep, ek was naderhand gatvol vir my foon, ek wil hom stikkend teen die muur gooi. Want jy raak moeg, jy weet nie meer wat ek kap maar net sulke hartseer haartjies, dis al wat ek kan, ek het nie nou woorde nie. Maar glo in my hart, ek sal julle weer verder eendag sal ek vir julle mooi dankie sê vir alles wat julle vir my gedoen het. Laaste maar nie die minste nie. Papa, ek weet ek en jy het 'n lang pad wat ons moet gaan saamstap. Laat ons mekaar se hande gaan vat en die deur kom. Ek het in my lewe nooit gedoen. Dit was my maklik om my pa te verloor. My ma, jou pa, ons het neefies aan die dood afgestaan. Jy was altyd die sterk een, maar ek kom agter jy is nie die sterk een nie. En ek gaan Gerrie se vriende vra. Julle is wat sy hand, vat hom in die bos in, hou hom vas. En dan wil ek vir daar se Tiaan se Infinito, Safari, Pelle, Walter, Gabi, Andrei, Shaal, Erika, hierdie foto spesiaal, want dit was sy klere. Daar's Tiaan Infinito. Sy geweer in sy hand, in sy bakkie, met sy bier. Dit was my kind. Ek sê vir julle dankie, ek weet julle gaan swaar kry, want julle gaan nou begin jag, en Tiaan is nie meer daar nie. Sê asseblief vir die Oorsee se vriende, met wie hy gejaag het, by die mooiste boodskappe vir ons stuur, op Facebook, op Finito Safaris, op Shaal. Julle verstaan nie wat dit vir ons doen nie. Ek sal dit eendag, ek weet nie wie dit vir my kan druk nie, Shaal. Ek sal dit graag in 'n plakboek wil hou, want dit was naby. Saluut vir julle. Ek waardeer wat julle vir my kind gedoen het. En nogmaals dankie almal van hier is. Ek dink om dit nou so maklik as moontlik te maak, dink ek gaan ons elkeen nou 'n ballon vat. En ons gaan hier agter en ons gaan as ons daar nie genoeg ballonne is nie, sorry ouens, ons kon nie dink 192 kry. Ek weet nie, anders moet julle maar julle pantjies in die lug gooi en kyk hoe vang hulle. Of jou plakkie of wat ook al of maar laat ons daai ballonne opstuur, dit gaan baie vir Tiaan beteken. Ek het juist oor Anja gekies, want hy was 'n cheetah, al het hy in die bloubol wêreld geleef. Jy weet, ons het maar almal 'n vete, weet, baie blou bulle, my man is 'n lion. Ek het gesê ek is 'n shark, want ek het in die see gepiepie. Ek sê vir julle nogmaals baie dankie. Al my pelle, kennisse, maak nie saak, vriende, familie. Julle is naby in my hart en ek bedank julle. Handjie daar agter my ding, julle ook wat julle vir Tiaantjie beteken het. My woorde raak op. Ek sê net vir julle dankie. En Jackie vir jou mooi boodskap, ek waardeer dit baie. Ek dink jy het jou beroep gemis, jy moet maar gaan begin trillerkant swat. Maar ek dink die mense gaan naderhand vir jou so maak. Maar baie dankie, ek waardeer dit. Geniet dit julle.